Goeiedag almal. Baie welkom by ons erediens. En veral baie welkom aan jonger mense, hoërskoolkinders. Ek en Dominee Wouter het al meer as 'n week terug het ons gepraat en gesê, maar sjoe, hierdie ding hou lank aan. Ons kan mos nie net die jonger mense los nie, die jeug los nie. En ons het daaroor gewonder of ons wil aparte aandiens hou of hoe ons dit wil doen, maar dit besluit ons nie. Die mense is mos, julle is in julle huisgesinne. En gesinne is vir ons so belangrik. Hier is 'n geleentheid dat julle saam kan hou. So as daar hoërskoolkinders is, ek hoop julle ouers is saam met julle. Dis die bedoeling, of die ouers het die jong mense 'n bietjie nader gegryp. Maar 'n bietjie meer inslag vandag vir soos 'n aandiens van gewoonlik. Laasweek het Wouter het hy moeite gedoen met die laerskoolkinders, maar as daar dinge is wat vir julle 'n bietjie ongemaklik is vandag, soos veral dat ons nie liedere sing nie, maar songs. Nou ja, ons is mos een gesin, een familie in die kerk ook. Ek het sommer my pantoffels ook aan, my skaapvel pantoffels vandag. En as jy jou pantoffels aan het en lekker gemaklik is, ek hoop jy is gemaklik, dan is dit goed so, dan is dit reg so. Ons gaan ook vandag nagmaal hou. En hier het ek my beker en broodjie reg. En as jy vrymoedigheid het om saam te neem, saam te hou, nagmaal, kan jy miskien nou pause druk daar op die selfoon of op die laptop en dan kry jy 'n stukkie brood. As jy so gelukkig is om nog wyn of druiwesap te hê in die huis, dan kry jy vir jou, as jy nie het nie sommer koeldrank van 'n aard, dit gaan oor die simbool daarvan. So druk maar daai pause, dan kom jy terug. Kom ons kyk na 'n paar ander afkondigings. Die eerste ding is dat dit Pinkstertyd is. En ek en Dominee Wouter gaan dit onder ons verdeel hierdie week met die tema Die Gees lei ons in die volle waarheid. Die woorde wat kom uit Johannes 16 vers 13, waar ons gaan gesels oor die Heilige Gees en hoe hy ook vir ons help om die Bybel te verstaan en dit nader te bring aan ons. Wat 'n rol die Heilige Gees op so 'n manier in ons lewens het. Hier is ander afkondigings. Ons wil net vir julle dan nooi. Julle kan natuurlik enige tyd deur die dag kyk. Dit gaan van maandag tot donderdag wees. Maar as julle dit wil doen, wil ons julle uitnooi om so 7 uur in die aand, soos dit in die kalender is, om saam met ons die Pinksterdienste te hou. Dit gaan korter wees, meer van oordenking, miskien net 'n kwartier of wat, maar 7 uur inskakel, as jy dit so wil doen saam met ander mense. Kom ons kyk na ander afkondigings. Is 'n paar siekes waarvan ons weet. As jy siek is of weet van iemand, asseblief laat weet een van die predikante daarvan. En ook as daar nood is, gee dit asseblief deur aan ons, dat ons kan kyk wat kan ons doen. Ons weet van Rolien Rosley, en sy is nog steeds siek na 'n groot beroerte, maar dit gaan beter. Sy is besig om behandeling te kry daarvoor. Dink ek aan Denise van der Merwe wat siek is, en ons dink aan julle, die van der Merwe gesin. Dan wil ons vra, as daar iemand is wat miskien volwasse doeke het, small size, daar is 'n oom in ons gemeente wat dit nodig het en wat behoeftig is. Daar kan 'n rede wees hoekom jy nog so van dit het in die huis. Asseblief kontak net vir my. Dan dink ons ook aan Rosa Visagie, wat weer chemobehandeling begin kry het, dat dit goed sal gaan met haar. Kom ons bid vir haar en haar gesin. Ons herinner julle dat julle asseblief finansiële bydrae nog steeds sal gee. Die detail is op die skerm. Absa check rekening van NG Wonderboompoort 580198. En dieselfde rekening kan ook gebruik word vir spesiale skenkings wat julle wil maak. Skryf dan net by barmhartigheid by die detail of corona nood. Ons het baie skenkings gekry vir die nood in ons omgewing waar daar baie is. Maar soos Dominee Wouter laasweek gesê het, ons gewone dankoffers het 'n groot dip gevat en dit is 'n krisis. So daarom doen ons 'n beroep op julle om asseblief inbetalings te doen, julle te onthou van die dankoffers en ook die geld wat met
met die bankkollekte verlore gaan. Ons is nog steeds besig met die Ek Glo reeks die hele jaar deur. As jy van 'n ander gemeente is of jy het nie van die begin af ingeskakel nie, geen probleem nie, elke tema staan los op homself. Julle sal agterkom, dies wat aangegaan het of dit gevolg het van die begin af, dat die eerste deel, die eerste 10 hoofstukke, het nogal 'n parallel met die tweede deel. Eerste deel gaan daaroor van ek dink en ek glo anders, maar nou moet dit prakties raak. En die eerste 2 temas van die boek was ek glo in 'n God en 'n persoonlike God. En die afgelope 2 Sondae het ons daarby stilgestaan. Wat beteken dit? Beteken ek aanbid? Dit beteken ek bid vir die persoonlike God. Nou die 4de tema was ek glo in die Bybel. Dat daar iets spesiaal is aan die Bybel. En nou word dit prakties. En dis hoekom ons tema vanoggend is ek doen Bybelstudie. Ek doen Bybelstudie. Voordat ons aangaan, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons in gees saam kan wees. En dat nie net in ons geeste nie, maar U Heilige Gees, wat U oral is, dat U in elke huis kan wees, dat U by ons is. En gee tog dat hierdie tydjie saam, waar ons gaan lees, waar ons gaan praat oor die Bybel, waar ons nagmaal gaan hou, dat dit verryking sal wees vir ons. Dat ons U sal ontmoet, dat U by ons sal wees. Maak tog ons harte oop vir U Gees. In Jesus naam, amen. Ons gaan 'n liedjie saam sing, Wondergod, Awesome God, wat vertel van God, dat ons die Here aanbid. As jy wil saam sing, sing saam. As jy nie wil saam sing nie, sê dit in jou hart saam. Die Here is 'n wondergod, en kom ons onthou al die dinge wat hy gedoen het, waarvan ons lees in die Bybel. En ons sê net maar, Here, U is awesome. U is so groot, en U is daar vir my. Is 'n wondergod, hy heers uit die hemel hoog met wysheid, liefde en mag. Ons God is 'n wondergod. Ons God is 'n wondergod, hy heers uit die hemel hoog met wysheid, liefde en mag. Ons God is 'n wondergod. Ons God is 'n wondergod. Hy het vir jou spesiaal aangeraak. Ons God is 'n wondergod. Hy het vir die mens gesterf aan 'n kruis. Ons God is 'n wondergod. Sy Heilige Gees sal die pad vir ons wys. Ons God is 'n wondergod. Ons God is 'n wondergod. Hy heers uit die hemel hoog met wysheid, liefde en mag. Ons God is 'n wondergod. Ons God is 'n wondergod. Hy heers uit die hemel hoog met wysheid, liefde en mag. Ons God is 'n wondergod. Hy het die mag van die bose oorwin. Ons God is 'n wondergod. Hy gee die mens weer 'n nuwe begin. Ons God is 'n wondergod. Jesus kom weer om sy kinders te kry. Ons God is 'n wondergod. Om in die hemel by hom te gaan bly. Ons God is 'n wondergod. Ons God is 'n wondergod. Hy heers uit die hemel hoog met wysheid, liefde en mag. Ons God is 'n wondergod. Ons God is 'n wondergod. Hy heers uit die hemel hoog met wysheid, liefde en mag. Ons God is 'n wondergod. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and
Christene dink verskillend oor die Bybel. 'n Groot rede hoekom daar so 'n bekleierery is in die NG Kerk oor byvoorbeeld hoe ons dink oor homoseksualiteit, is omdat gelowiges kyk na die Bybel en party kyk anderster daarna as ander. Party sê maar hier staan dit en hoe kan ons nou stry en ander sê maar jy moet die konteks in gedagte hou. Christene kyk verskillend na die Bybel. Maar weet julle, al is daar verskille, is die groter ding van hoe jy kyk na die Bybel. Nie hoe jy dit lees nie, al is dit so belangrik, maar dat jy dit lees. Ek het nog nooit met 'n Christen wat 'n lewende verhouding het met die Here gepraat, wat sê maar, die Bybel het nog nooit 'n rol gespeel in sy geloof nie. Hierdie boek wat die Here vir ons gee, is so 'n belangrike ding, wat iets in jou geloofslewe, jou verhouding met die Here kan doen. Die probleem is, dat die belangrikste is, dat jy moet lees, en dis waar die probleem inkom. Mense lees nie. Jy lees nie eers die ietsie meer as net jou WhatsApps of 'n meme nie. Dan is dit 20 woorde. Wat nog van hierdie hele boek? Ja, flieks kyk. Daarom ken die mense stories van Moses, want hulle het Prince of Egypt gekyk toe hulle klein was. Ek het so rukkie terug, jare wat terug in die belydennisklas, het ek 'n paar vragies, Bybelstorie vragies gevra. Een was byvoorbeeld, wie was in die leeukuil? Wat 'n persoon? En 4 van die 15 in die belydennisklas kon gesê het Daniël. Nog 'n voorbeeld, het jy dit geweet? Nou ja, nog 'n voorbeeld, ek het gevra, wat is die naam van die persoon wat op pad na Damaskus toe, het die Jesus aan hom verskyn soos 'n lig, en hy was op pad om Christus in die tronk te gooi. En toe het hy tot bekering gekom. Hoeveel uit die 15? 0, nie 1 nie. As dit vir jou vreemd is, dan is jy waarskynlik oor 40, soos hier luister. Want ons lees nie die Bybel nie, self Christene ken nie die Bybelstories nie. En dan is dit soos 'n oefenfiets in baie mense se huise. Hy staan daar in die garage, jy het 'n oefenfiets. Maar hoe gereeld ry jy op hom? Nooit. Die Bybel is 'n tool. Hy is iets wat ons soveel kan help met ons verhouding met God. Maar wat help het, hy staan in die garage en daar's net stof op hom. Jy lees hom nooit nie. Dat jy die Bybel lees, is so die belangrikste. Het jy 'n Bybel? Ek hoop jy het een. As jy nie een het nie, geen probleem nie. As jy nie weet waar hy is nie, want jy het 'n selfoon. En ek wil amper hê jy moet nou weer pause, as jy hom nog nie op jou selfoon het nie. Kyk na Google Play Store en soek YouVersion Bible app. In soos 'n IOU version, en dan gaan laai jy dit af. Pause jy. Goed. Nou het ons Bybels. Nou moet ek die Bybel lees. Hoe lees ek die Bybel? Jy weet graad 1 ABC kan lees. Die probleem is dat die Bybel nie soos 'n komiek is wat so maklik lees nie. Dit is tog 'n ou boek. Hy lees bietjie anders. En soveel mense slaan dan oop en dan lees jy hierso in Levitikus, of selfs in die Nuwe Testament, begin jy in Matteus, en hier is 'n geslagsregister, hierdie een is die seun van dit, en dan is hy heeltemal afgesit. En dis nie nodig nie, want hier is hierdie skat. Maar, daar is tog 'n ander manier hoe jy die Bybel kan lees, hierdie tool, hierdie geskenk wat God vir jou gee. Die eerste ding, hoe jy jou Bybel kan lees, is dat jy soos grond moet wees. En dis nou nie dom soos grond nie. Dis ontvanklik soos grond. Jesus vertel die storie, en as Jesus hierdie stories vertel, noem ons dit gelykenisse. En hy vertel die storie van 'n saaiër met 'n sak saad, wat rondloop en saad gooi oral rond. En party van die saad val op klip en die voëls kom en pik dit op, en ander val net so in so 'n dun laagie grond, en dit kom vinnig op, maar dan verskroei dit, en ander val tussen die onkruid, en die onkruid maak dat dit ook nie eintlik kan lewe nie. Maar party van die saad val op die grond waar hy omgespit het, op goeie grond.
Dis nodig vir ons dat ons grond sal wees, goeie grond. Dat ons harte reg sal wees, voordat jy die Bybel lees. Anders wil jy dit gebruik vir jou eie doeleindes, of jy het nie 'n klou wat gaan aan nie. Jy moet soos grond wees. Ander manier om dit te sê, is om te sê, en dis ons sleutelvers vir vandag. Dit staan in Hebreërs 4, is om te sê, die Bybel is soos 'n tweesnydende swaard. As jy wil, kan jy saam met my sommer lees, die woorde is op die skerm, Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Dit sny diep tot binne in ons innerlike wese, tot in ons gewrigte en murg. Dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. Nou dit kan wees dat jy eendag lê jy daar op die bank en jy is met jou selfoon besig en jou ma roep so van 'n kant af, nou Deetjie, het jy die asbliksak uitgesit soos ek gevra het? En jy sê, ja ma, en sy loop so tot voor jou en sê, nou Deetjie, wat het ek nou vir jou gevra? En jy sê, ma het gevra of ek die asbliksak al uitgesit het. En het jy? Nee, nog nie. Nou hoekom het jy gesê het? Ek sal vir jou sê hoekom, want jy het die woorde gehoor, jy kon van gesê het wat jy gehoor het, maar jy was nie soos grond nie. Nee, jy was soos grond, jy was so dom, so toe soos grond, want jy het net gekyk na die selfoon. Jou gedagtes was nie wat by haar en wat sy gesê het nie, al het jy gehoor. Ons moet ontvanklik wees. Vir my is hierdie beeld van die tweesnydende swaard, wat hierdie sleutelvers gesê het, dat ja, ons wil graag 'n swaard van die Bybel optel, en vir alle mense oortuig, dat dit is wat die Bybel sê, en ja, dis waar, maar vir my persoonlik, is die groot krag die ander kant, die kant wat na jou toe sny, in jou motiewe in. Is jy oop, dat as jy die Bybel optel en lees, al is dit net 'n versie, of 'n kort gedeelte, dat die Here hierin sal sny in jou siel in. Anders dan gaan jy agterkom, maar dit doen nie veel aan jou nie. Dis natuurlik die Heilige Gees wat jou oopmaak, wat jou help, as jy bid en vra, Here, maak my oop vir die Gees, wat dit moontlik sal doen, moontlik sal maak. Nou ja, jy moet soos grond wees, ontvanklik, dat die saad van die Bybel in jou kan kos kry, dat dit kan groei daar. Daar vir my persoonlik is daar 2 maniere hoe ek die Bybel kan lees. Hulle is nie heeltemal verskillend nie, maar die ene is as ek stilte tyd hou. As ek so stil grond is en wil hoor my hart, wat sê die Here. Jy lees 'n gedeelte en hierdie deel spring vir jou uit en dan dink jy daaroor en jy bid daaroor. Stilte tyd. Die ander gedeelte is nog steeds is die hart belangrik, dat jy oop is, maar jy skuif 'n bietjie jou aandag hier na jou kop toe. Die kerngedagte, die sleutelgedagte wat ons het met hierdie tema is, ek bestudeer die Bybel om God en sy waarheid te leer ken en om leiding in my daaglikse lewe te ontvang. Kyk weer daarna, ek bestudeer die Bybel om God te leer ken. Nee, in jou hart. Maar ook, hier is die tweede deel, om sy waarheid te leer ken. Hier gaan dit oor 'n Bybelstudie, want daar's mense wat die Bybel lees en hulle haal net uit wat hulle wil. Ek het maar so 'n t-shirt wat ek partykeer aantrek in die aandienste waar daar staan Dominee. Soos ouens wat sê, maar hier staan in die Bybel, geen gif sal die enigiets doen nie, so kom ons speel met 'n slang of kom ons spuit doom in jou gesig in, want as jy regtig gelowig is, dan sal dit niks aan jou maak nie. Duidelik, jy verstaan nie die ding reg nie. Daarom is dit belangrik om Bybelstudie te doen ook. Ek is bevoorreg, ek sê dominee, so ek het tyd daarvoor en ek het behoorlik ingegaan daarin. Maar enigeen van ons is nodig om Bybelstudie op 'n manier te doen, want dit is 'n geskenk wat die Here vir jou gee, wat jy hom beter kan leer verstaan, sy waarheid beter kan leer verstaan.
as ons praat van Bybelstudie, en ons nou maar min tyd, mens kan so baie daaroor sê, dan is daar een groot ding wat ons in gedagte moet hou, of wat jou kan help. En dit is, dat ons die gedeelte wat jy lees, moet verstaan binne die groot storie. Toe Dominee Wouter gepraat het oor die Bybel so 'n paar maande terug, toe het hy gesê, maar die Bybel is soos 'n liefdesverhaal, en eers het ek gefrons, want ek gedink, jete, maar die Bybel is daarom baie meer as dit, maar soos hy aangegaan het, het dit vir my sin gemaak, dat die Bybel eintlik 'n verhaal van die begin af, tot die einde, Genesis tot Openbaring is, wat een verhaal vertel, en dis die storie van God, wat saam met mense stap, wat God wat so lief is vir mense, en hoe hierdie storie geloop het. Nou, meisies, as jy nou 'n liefdesbrief, Valentinesbrief kry, van jou kerel af, en is 'n lang brief, selfs al is dit 'n lang brief, dan begin jy mos nie hierso in die middel skielik lees nie, want dan is jy clueless, dan lees jy, ek was vroeër vir jou kwaad gewees, maar nou is ek kwaad, hoekom was hy vir my kwaad? Maar as jy in die middel lees, dan wil jy tog meer weet, hoekom is hy vir my kwaad, as jy het miskien 'n tweede keer lees. Dit is belangrik om in die hele storie te lees. Vat nou byvoorbeeld Daniel, waar ek net nou gepraat het. Wanneer het hy gelewe? Waar pas dit in hierdie liefdesverhaal van God? Nou, op die skerm, as jy die video kyk, is daar nou 'n tydlyn, wat vir jou 'n bietjie kan help. Waar pas Daniel daarin? Hier in die begin is die skepping, met die boom, nee, van goed en kwaad, en hierso sien ons, het Jesus gekom, en waar pas Daniel in? Was hy 'n koning? Nee, hierso, daar by die ballingskap, en onmiddellik weet jy, waar val dit in? Nee, waar pas dit in? En dit maak nogal dinge oop dan vir jou. Dis nodig, ken jy die hele storie van die Bybel? Dis nodig. As jy nie weet nie, of waar dit inpas nie, dis alright. Maar jy kan ons Google. Jy kan boeke kry, by Tannie Jukie kry, by die biblioteek. Jy, soveel maniere. Ouers, as julle saam kyk, en jy weet nie wat se boek nie, vind uit. Kyk 'n bietjie of jy die storie kan kry, want dit is belangrik, as ons Bybel oopslaan, jy is miskien net by 'n vers, natuurlik gaan dit moeilik wees so in die middel. Kom agter, wat gebeur daar rondom. Klink dit soos harde werk? Ja, dit is harde werk, maar dit beteken nie, dit kan nie lekker wees nie. Dit is lekker. Toe ek hierso aan graad 10 se kant rond was, nog standaard 8, leer gitaar speel, besluit ek wil gitaar leer speel. Was dit harde werk, maar het nie vir my gevoel soos harde werk nie. Mense het vir my gevra, maar oefen jy baie gitaar? En sê ek, nee, ek oefen nooit, maar ek speel die hele tyd. Ek sit die hele tyd daar op my bed en ek speel en ek kyk hoe dinge werk. Dit is lekker harde werk, maar dit is ook iets wat vir jou so kan help om nader aan God te kom en dinge van jouself en jou pad saam met die Here te ontdek. Die derde ding wat so in die sleutelgedagte uitkom, die eerste was ek bestudeer die Bybel om God te leer ken, tweede ding sy waarheid te leer ken, waar Bybelstudie inkom, en om leiding in my daaglikse lewe te ontvang. Nou dis seker waaroor dit gaan, nie? Gaan daaroor net om te lees nie, maar om jou te verander, om God toe te laat om jou te verander, sodat jy dit te gaan leef. Ek gaan nou nie baie daaroor praat nie, ons gaan baie daar in die volgende paar weke daaroor gesels, hoe doen ons anders? Hoe wees ons meer? Hoe doen ons dinge meer soos wat Jesus gedoen het? Maar kom ons maak dit prakties vandag. Ons gaan ons vandag nagmaal saamhou, vir die van julle wat wil, en ek wil jou regtig uitnooi om dit te doen. Kom ons lees die gedeelte in die Bybel waar Jesus die nagmaal instel. Dan doen ons hierdie dinge wat ons gesê het, hoe ons die Bybel lees, doen ons prakties. Wat is die eerste gedeelte? Voor ons dit gaan lees. Die eerste punt. Die eerste punt is wees soos grond. So ons is ontvanklik. Ons sê vir die Here, Here, ons wil luister. Kom ons doen dit saam deur te luister na die liedjie of saam te sing, nog beter, en om te sê, Here, ek wil stil wees, maak my stil, want ek wil luister na U. Ons maak dit nie net 'n liedjie nie, ons maak dit 'n gebed vir die Here, voor ons dit gaan lees.
vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U leer ken en voor U kan lewe. Here, ons het gesing en geluister en gevra dat U ons moet stil maak, maar dat ons na U wil luister. Here, as ons nou 'n deel uit die Bybel uit gaan lees, is ons vol verwagting en vra ons vir U om met ons te praat. Dat ons kan beter verstaan met ons koppe, maar dat ons harte ook beter sal verstaan. Amen. As ons voorbereid is soos grond is, dan moet ons actually nou lees. En ons lees die gedeelte oor die nagmaal waar Jesus ingestel het, Matteus 26. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Dalk wil julle in julle gesin nou weer die pausknoppie druk en vir mekaar sê, terwyl die woorde op die skerm is, maar watter woorde of watter frase het jy nou nie gehoor toe ons geluister het? Druk gerig die pausknop en sê vir mekaar. Eintlik sou mens dit hier kon los. As jy gehoor het wat die Here vir jou wil uitbring, uitlig, en jy dink daaroor, en jy bid daaroor, en sê, Here, help my hiermee, dan is dit so stilte tyd. Mense hoef nie aan te gaan nie. Maar ons gaan vandag 'n bietjie aangaan na die tweede deel, wat ons gesê het, die tweede deel wat sê, verstaan dit binne die groter prentjie. So kom ons kyk na hierdie gedeelte, binne die groter prentjie. Die eerste vraag is, wat 'n soort literatuursoort is hierdie? Is dit 'n liefdesbrief? Is hierdie gedeelte 'n gedig? Nee. Is dit 'n liedjie? Nee. Is dit 'n stuk geskiedenis? Nee, natuurlik is dit waar, maar dit is nie bedoeling vir geskiedenis nie. Is dit 'n storie? Ja, dit is. Dit is 'n verhaal. Nie sommer enige verhaal nie, dit is 'n evangelie. Evangelie wat 'n soort literatuur is wat gaan oor wat Jesus gedoen het op aarde en wat uitloop op die ouende op Jesus se kruisiging en sy opstanding. Al 4 evangelies wat ons het, gaan daaroor. Verhaal van Jesus wat uitloop op die kruisiging en opstanding. Goed, so ons gaan dit so lees, maar waar in hierdie storie pas hierdie gedeelte wat ons gelees het in? Die gedeelte is aan die einde, net voordat Jesus gevange geneem word en gekruisig is. Dit help ons klaar, net voordat hy daai lyding gaan ondergaan van die kruis. Goed, wat kan ons nog vra? Hoekom eet die disippels? Behalwe dat ons kan dink dat hulle nie geëet het so om 'n tafel nie, dat meer so gelê en hulle voete was naby mekaar. Dis hoekom hulle voete moet eers gewas word. Nie hulle voete was naby mekaar nie, hulle voete was naby aan die ander een se neus, want hulle lê so plat, net, so hulle voete moet skoon gewas word. Maar hoekom eet hulle? En as jy net so 'n stukkie terugblaai in Matteus, dan kom jy agter, hoekom? Want hulle hou Pasga saam, 'n fees van die Jode. Wat is Pasga? Hierdie is alles nou om deel te kry van die idee te kry van die groter prentjie. Wat is Pasga?
Pasga is 'n fees wat die Jode gevier het, elke jaar, en hulle het gevier dat God hulle uit Egipte uit, toe hulle slawe was gelei het. En wat hulle daar moes gedoen het met die Pasga ete, is, hulle moes 'n lammetjie geslag het, en sy vleis geëet het, en die bloed gesmeer, die eerste ene, toe hulle uit Egipte uitgetrek, hulle moes hulle die bloed van die lammetjie smeer aan die deur. Hier is 'n morsige storie, hierdie lammetjie wat geslag word, en smeer hulle sy bloed ook nog. En dan het hulle ook ongesuurde brood geëet, wat beteken is brood wat nie gis in het nie, want daar was nie tyd vir die brood om te gis nie. Dit is die ete wat Jesus en sy disippels hou. Dit begin nou dalk 'n bietjie meer sin maak, nee? Dat Jesus sê, maar hierdie bloed, ons dink aan daai lammetjie wat gesny is sodat jy kan vrykom van om slawe te wees, om nie meer slawe te wees nie. Weet julle, hierdie is my bloed, nie die lammetjie se nie. Drink dit, want ek gaan ook, onthou, dis nou amper die kruisiging, ek gaan ook so geslag word. Hierdie brood is my liggaam, want ek gaan so gebreek word, soos julle die brood breek, as julle vir mekaar uitdeel. Jo, dit maak nogal 'n verskil, nee? Julle verstaan hoekom dit belangrik is dat ons sien, maar dit is net voor die kruisiging. En waaroor gaan dit? Dat ons die verhaal kan ken. Miskien verstaan ons nou al klaar ietsie meer waaroor die nagmaal gaan, omdat ons dit so gelees het. Maar dan moet ons natuurlik doen. En die eerste manier om dit te doen, om dit te leef, is om die nagmaal te hou. Jesus het dit ingestel en gesê, maar maak dit, doen dit ook so, gebruik het soos wat ek het vir die eerste keer gebruik het. En dis wat ons nou vandag wil doen. En as ons dit doen, dan dink ons daaraan in die eerste keer. Die formulier wat ons partykeer lees in die kerk sê, die nagmaal is 'n herinnerings- of 'n gedagtenismaaltyd. Ons onthou van wat gebeur het. En waarvoor het staan, naamlik Jesus se kruisiging, dat hy ons bevry, dat ons deur sy bloed lewe kan hê, en 'n verhouding met die Here kan wees. So kom ons gaan oor daarna, en ons dink daaraan, dat toe Jesus die brood gevat het, het hy gesê, hierdie is my liggaam wat gebreek word vir die versoening van al ons sondes. Neem dit, eet en dink daaraan dat jou sonde vergewe is, dat jy 'n kind van God genoem kan word. As jy wil, kan jy die brood hou en die beker ook, dat jy dit saam gebruik na die tyd. Dan het Jesus ook die beker gevat en hy het gesê, hierdie is nie 'n lammetjie se bloed wat geslag is nie. Dit is rooi en dit is eintlik wyn of druiwesap. Maar hierdie moet julle herinner daaraan, aan my bloed, wat ook so rooi is, wat gaan vloei, soos die lammetjie se bloed gevloei is, sodat julle verlos kan word uit slawerny, is julle los van die slawerny van sonde, van julle ou lewe. Drink dit en dink daaraan, dat jy 'n kind van God kan wees, dat jou sonde vergewe is deur geloof in my. Kom ons gebruik die tekens en gebruik dit om stil te word voor die Here, terwyl ons 'n lied luister.
would welcome me into this mystery. Say, take this bread, take this wine, now though simple, made divine, for any to receive. By your mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to your invitation. We remember you. See his body, his blood, know that he has overcome every trial we will face. And none too lost to be saved, none too broken or ashamed, all are welcome in this place. By your mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to your invitation. We remember you. Dying, you destroyed our death. Rising, you restored our life. Lord Jesus, come in glory. Lord Jesus, come in glory. Dying, you destroyed our death. Rising, you restored our life. Lord Jesus, come in glory. Lord Jesus, come in glory. Lord Jesus, come in glory. Jesus, come. By your mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to your invitation. We respond to your invitation. We remember you. We remember you. We remember Ons sleutelgedagte vir die dag
was mos, ek bestudeer die Bybel om God te leer ken, sy waarheid te leer ken en om leiding in my daaglikse lewe te ontvang. Want hierdie is bedoel om te geleef te word, sodat jy dit in jou daaglikse lewe kan lewe. Daarom hoop ek vir jou dat jy soos grond sal wees, nie so toe soos grond nie, maar so oop soos grond. Dat jy die Bybel sal ontdek in jou lewe. En dat jy oop sal wees en dat jy liewer en liewer sal raak vir die Bybel. En dat die Here jou daardeur sal verander en jou sal vorm. En jou hom en sy waarhede laat ontdek en die proses ook jouself te laat ontdek. Mag jy beleef dat die Here by jou is. Here, maak ons oop vir U. Maak ons oop ook vir die geskenk wat U gegee het, dat ons sal leer lees en dat dit oop gaan in ons harte deur die Heilige Gees as ons die Bybel lees. Dankie Here ook vir U liefde, hoe ons die nagmaal gebruik het, dat ons dink aan U liefde wat so groot is dat U U lewe gee vir ons, sodat ons kan lewe. In Jesus naam. Amen. Ons het die wonderlike gewoonte in die aanddienste, en miskien wil julle dit as gesin doen, dat ons opstaan, mekaar om die skouers vat, en dat ons die seën van die Here, wat ons lees in 2 Korintiërs 13, vir mekaar eintlik sê, om te sê, maar mag die Here jou seën. As jy dit ken, kan jy dit self sê, anderster, as jy vrymoedigheid het, staan in, sommer teen mekaar as gesin, en dan sê ons, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen. Mag julle geseënde week hê. Onthou van die Pinksterdienste, as julle wil inskakel 7 uur, of natuurlik 7 uur in die aand, of enige ander tyd wat julle pas. Totsiens.